Hoe is dit moontlik dat 'n teks geskryf 2,600 jaar gelede die presiese nasies kan identifiseer wat vandag in 'n alliansie teen Israel staan? Dis nie sommer net 'n hipotetiese vraag nie. Ons gaan vandag dieper delf in Esegiel 38, 'n antieke profesie wat, vir baie mense, skokkend akkuraat klink in die lig van wat tans in die wêreld gebeur. So, kom ons spring reguit in. Die groot vraag wat ons vandag takel, is nie net of 'n antieke teks relevant kan wees nie, maar iets baie meer spesifiek. Is 'n 2600 jaar oue profesie dalk die bloudruk vir presies die geopolitiese spanning wat ons nou voor ons oë in die Midde-Ooste sien ontvou? Goed, ons storie begin by die profeet Esegiel. Dink gou daaroor. 2600 jaar gelede sit hy in ballingskap in Babylon en hy kry hierdie ongelooflike dramatiese visioen. En wat belangrik is dat hierdie visioen volgens talle interpreteerders nie net oor sy eie tyd gegaan het nie, maar ver vooruit gekyk het na wat die Bybel die laaste dae noem. Nou, die hart van hierdie visioen is iets wat bekend staan as die oorlog van Gog en Magog. Dis 'n voorspelling van 'n reuse gekoördineerde militêre aanval op Israel deur 'n baie spesifieke groep nasies. En volgens die teks is dit nie sommer net nog 'n oorlog nie. Nee, dit is 'n deurslaggewende gebeurtenis wat bedoel is om die wêreld te verander. Maar hier is wat hierdie profesie so uniek maak. Dit kon nie sommer enige tyd in die geskiedenis gebeur het nie. Die teks stel baie duidelike voorwaardes. Eerstens moes die Joodse volk na eeue se verstrooiing reg oor die wêreld terugkeer na hulle land. Tweedens moes Israel weer 'n soewereine nasie word. En derdens moes daai land wat eens verlate was, herbou word en in 'n toestand van, en let wel, relatiewe vrede en veiligheid leef voordat hierdie inval kon plaasvind. En hierdie tydlyn wys presies hoekom soveel mense vandag regop sit en kennis neem. Kyk, na die verstrooiing in 70 na Christus was die idee van 'n Joodse staat vir amper 1900 jaar ondinkbaar. Dit was van die tafel af, maar toe, skielik, in 1948 word die moderne staat Israel gestig. Vir diegene wat die teks letterlik opneem, was dit 'n profetiese supersignaal. Die eerste en belangrikste voorwaarde was in plek. Goed so, as die toneel gereed is, wie presies is die akteurs in hierdie wêrelddrama? Esegiel noem 'n spesifieke koalisie van nasies by hulle antieke name. So kom ons kyk 'n bietjie hoe hierdie name vandag geïnterpreteer word. Hier is waar dit regtig fascinerend raak. Die profesie praat van 'n leier, Gog, uit die land Magog, en noem ook Ros. Baie historiese en Bybelkenners verbind hierdie name met die antieke Skiteërs, wie se grondgebied ooreenstem met, jy's reg, moderne Rusland. Die ander spelers is selfs duideliker. Persië was die amptelike naam van Iran tot 1935. Kus en Put word histories geïdentifiseer met areas wat vandag Sudan, Ethiopië en Libië insluit. En laastens word Gomer en Bet Togarma algemeen verbind met moderne Turkye. Wat hierdie lys vir so baie mense laat uitstaan, is die wêreldkaart van vandag. Rusland en Iran, wat histories eintlik vyande was, is nou sterk militêre en diplomatisiese bondgenote. Hulle werk nou saam in plekke soos Sirië, reg op Israel se noordelike grens. Vir diegene wat op soek is na profetiese vervulling, is hierdie onwaarskynlike alliansie seker een van die mees oortuigende tekens. Maar hoekom? Hoekom sou hierdie koalisie Israel aanval? Wel, die teks is eintlik baie duidelik oor die motiewe. Dit sê hulle kom om buit te maak en te plunder. Sommige ontleeders wys dadelik na Israel se onlangse ontdekkings van massiewe aardgasvelde in die Middellandse See. Ander sê weer, dit gaan oor die jarelange, diepgewortelde vyandigheid wat baie van hierdie nasies teenoor Israel koester. Goed, kom ons trap net vir 'n oomblik breek. Tot nou het ons gekyk na die verstommende ooreenkomste, maar dis absoluut noodsaaklik om 'n tree terug te neem, want ons moet die fyn lyn navigeer tussen wat die antieke teks letterlik sê en wat moderne interpretasie en spekulasie is. Jy sien, hier is die deurslaggewende punt. Daar is basies twee hoofbenaderings. Aan die een kant is daar diegene wat glo die legkaartstukke pas perfek. Hulle glo ons sien 'n direkte, letterlike vervulling van die profesie voor ons oë afspeel. Maar dan, aan die ander kant, is daar 'n baie meer versigtige siening. Hierdie mense sê, wag 'n bietjie, al is die ooreenkomste treffend, dis steeds spekulasie om dit 'n gewaarborgde vervulling te noem. Miskien, sê hulle, is dit net 'n voorafskadewing. En hierdie aanhaling van Lawrence Manicum som daardie versigtige benadering perfek op. Hy beklemtoon dat ons moet onderskei tussen die Bybelse teks self en ons as mense se pogings om dit aan vandag se gebeure te koppel. Dis eintlik 'n oproep tot omsigtigheid en wysheid.
En hierdie onsekerheid word net verder beklemtoon as ons kyk na die feit dat selfs die geleerdes wat glo die profesie is letterlik, nie kan saamstem oor presies wanneer dit gaan gebeur nie. Soos jy kan sien, is die menings heeltemal verdeel. Dit wys net weer eens hoe interpretasie 'n reuse rol speel in hierdie hele onderwerp. Maar, ongeag die presiese tydsberekening of die fynere punte van interpretasie, beskryf die teks van Jesegiel 'n baie spesifieke en dramatiese uitkoms vir hierdie oorlog. So kom ons kyk 'n bietjie hoe hierdie konflik volgens die profesie tot 'n einde gaan kom. Die narratief speel af in 4 duidelike stappe. Eers is daar die oorweldigende inval, so groot soos 'n wolk wat die land bedek, sê die teks. Dan, en hierdie punt is krities, staan Israel heeltemal alleen. Geen bondgenote kom tot sy redding nie. Maar net wanneer dit lyk of alles verlore is, beskryf die teks 'n direkte, bonatuurlike ingryping wat lei tot die totale en algehele vernietiging van die invallers. Die manier hoe hierdie nederlaag plaasvind, is nie deur konvensionele oorlogvoering nie. Esegiel beskryf iets heeltemal anders, 'n amper kataklismiese scenario, 'n massiewe aardbewing wat die aarde skud, paniek en totale verwarring wat veroorsaak dat die soldate mekaar begin aanval, en 'n hemelse bombardement van haal, vuur en swaal. Nou hierdie aanhaling van Joel Rosenberg slaan die spyker op die kop. Dit beantwoord die een deurslaggewende vraag: wie sal Israel se bondgenote wees in hierdie oorlog? En volgens die teks is die antwoord nogal skokkend. Niemand. Nie die FSA, nie die VN, nie enige ander nasie nie. Die profesie beskryf 'n scenario waar Israel heeltemal alleen staan en sy enigste bondgenoot, die een wat ingryp, God self is. En net om die skaal van hierdie vernietiging te beklemtoon, sê die profesie dit sal die mense van Israel 7 maande neem om net die dooies te begrawe. 7 maande. Dit skets 'n prentjie van 'n nederlaag van ondenkbare proporsies. Maar wat is die uiteindelike punt van dit alles? Hoekom sou so ongelooflike dramatiese gebeurtenis plaasvind? Wel, die teks herhaal die antwoord oor en oor en oor, sodat die nasies en Israel self sal weet dat ek die Here is. Die verklaarde doel is dus nie polities nie, maar eerder 'n wêreldwye openbaring van God se mag en soewereiniteit. En dit bring ons by ons laaste vraag vir vandag. Wanneer ons na hierdie antieke profesie kyk saam met die ingewikkelde realiteit van ons moderne wêreld, laat dit ons met 'n diepgaande gedagte. Kyk ons na 'n voorafgeskrewe bloudruk wat besig is om te ontvou, of sien ons bloot die ekkos van die verlede in die nuus van die hede? Die antwoord lê waarskynlik iewers op daardie fyn lyn tussen geloof en voorsienheid.